Kom ons begin vanoggend se sessie deur saam te bid. Hemelvader, dankie vir die voorreg wat ons het om by mekaar te kan wees. Here, help dat ons ook van hierdie medium gebruik kan maak om meer van u woord te leer. Ons vra u vandag om die boek Openbaring aan ons te openbaar. Die openbaring van Jesus Christus. Help ons dat ons verlosser beter kan leer ken en dat hierdie die geleentheid daarvoor sal wees. Ek vra hierdie dinge om Christus ontwil alleen. Amen. Soos jy kan sien, kom ons vandag by Openbaring 2 en 3 en ek het dit hier opgesom as kerkgeskiedenis om dit 'n enkele naam te gee. Hierdie gedeelte wat ons gaan bespreek is een van die mees omstrede gedeeltes wat daar is in Openbaring. En as ons wil kyk waar hierdie omstredenheid vandaan kom, moet ons teruggaan na die hervorming toe. En om te praat daarvan bly 'n moeilike saak. Ek onthou met een van die eerste eredienste wat ek moes lei, het ek gepraat oor die kerkvaders en ek het beswaar gemaak eintlik dat die kerkvaders het gekonsentreer op hoe om gered te word en om die Bybel in jou eie taal te verkry. Dis 'n geweldige groot bydrae wat hulle gemaak het. Maar daar is soveel ander dinge wat hervorm moes word uit die Rooms-Katolieke Kerk, waarin die kerkvaders nie aandag gegee het nie. En ek het daarom kritiek geplaas op die kerkvaders. Dit beteken nie dat ek ontken dit wat hulle gedoen het wat goed was, soos sondevergifnis, hoe dit werk, en dat ons die Bybel in ons eie taal kan hê nie. Maar kom ons kyk net wat het die kerkvaders te sê gehad oor die boek Openbaring. Ons begin met die minst bekende een, Zwingli. Sy uitspraak is, en dit is 'n Engelse vertaling wat ek gebruik, hy self sou seker Duits of Frans gepraat het. Hy het gesê, it is not a book of the Bible. Met ander woorde, hy het Openbaring ontken as 'n Bybelboek. As ons aangaan na Calvin toe, dan sien ons dat Calvin in sy kommentare wat hy geskryf het oor die Nuwe Testament, het hy die boek Openbaring uitgelaat. Hy het glad nie 'n kommentaar eers geskryf oor Openbaring nie. En dit bring ons dan by Luther wat die ergste uitsprake gelewer het oor Openbaring. Luther het gesê, it's neither apostolic, daar knoop ek my tong oor hierdie woord in Engels, nor prophetic. There are many nobler books to retain. Met ander woorde, ons kerkvaders het Openbaring ontken. En hoekom het hulle dit ontken? Ek het in die hele aanleidende reeks tot Openbaring vir u vertel oor die siening oor die 1000-jarige vrederyk en hoe daardie siening 'n mens se siening oor Openbaring beïnvloed. En dit is een van die dinge waarin hulle nie aandag gegee het nie. Dis 'n gedeelte wat deur die Rooms-Katolieke Kerk verkeerd gebruik is en hulle het nie daaraan aandag gegee nie. Calvin het in daardie kommentare oor die Nuwe Testament, selfs oor apokriewe boeke, het hy kommentaar gelewer, maar nie Openbaring nie. En nou kom ons en ons wil hierdie boek bespreek. En die siening wat ek hier huldig is een van die omstrede gedeeltes. En dit is omstrede omdat soveel mense eintlik die boek Openbaring glad nie verstaan nie en ontken dit wat in Openbaring geskryf is. As ons dan hoofstukke 2 en 3 wil bestudeer, en ek moet hierdie 2 hoofstukke in een dag met u doen, in 'n relatiewe kort diens. Oor elkeen van hierdie briewe kan daar minstens 1 preek gelewer word. So, dit is 7 ure se lesing wat ek vir u in minder as 'n uur moet opsom nou. Kom ons begin, dat ons wel by die eindpunt ook kan uitkom. Elke brief in Openbaring, elke brief wat aan een van die 7 gemeentes in Klein-Asië geskryf is geskryf in die vorm van 'n profesie. Kom ons kyk 'n bietjie van naderby na die formaat wat hierdie briewe aanneem. Dit begin deur dat 'n persoon aangespreek word, die engel van die gemeente word aangespreek. En ek het verlede keer vir u vertel dat met die engel van die gemeente word die predikant, die boodskapper van die gemeente word bedoel. So, die boodskapper van die gemeente word gesê wat geld vir daardie betrokke gemeente. Die
tweede punt wat aandag geniet het, was dat in die groetboodskap is daar 'n eienskap van Jesus bespreek wat betrekking het op die betrokke gemeente. En jy sal net nou sien as ons van naderby bekyk, daar is elke keer word daar daardie gedeelte van Jesus wat jou kan help om hierdie probleem te oorkom, word aangespreek. Die derde ding wat genoem word, is dat die gemeente geloof word vir die goeie dade wat hulle wel doen. Met ander woorde, die gemeentes was oor die algemeen, of die meerderheid van hulle, was nie net goed of sleg nie. Hulle was op verskillende vlakke gewees, wat tussen goed en sleg. Maar dit beteken nie, dat jy gered is as jy op daai vlak beweeg nie. Die vierde punt is dat daar dan 'n klagstaat gekom het, en dit is 'n klagstaat van jou oortredings. Is hierdie ook 'n voorsmaak van wat gaan gebeur by die wittroon oordeel? Dat daar dan 'n klagstaat teen jou gerig gaan word, maar by die wittroon oordeel gaan jy nie meer die geleentheid hê vir punt 5 nie. Punt 5 is die vermaaning dat jy tot bekering moet kom. Maar by die wittroon oordeel het jy nie meer kans om tot bekering te kom nie. Jou kanse is verby. So, dit wat ons hier sien, is die formaat wat ingeneem word deur verskeie profesieë, feitelik alle profesieë in die Bybel bestaan uit hierdie punte, behalwe punt 2 wat spesifiek in hierdie briewe voorkom. Maar ons is nog nie klaar nie, daar is ook 'n punt 6. En in punt 6 word daar groete gestuur aan die gemeente, en in hierdie groete word weer 'n keer beklemtoon hoe Jesus jou kan help, so daar word weer na eienskappe van Jesus verwys, van hoe hy die gemeente kan help, om hierdie probleme wat hulle ondervind, te oorkom. En dit bring my dan waar ons hierdie verskillende gemeentes met mekaar gaan vergelyk. Jy sal sien die 7 gemeentes is daar in die volgorde wat hulle voorkom: Efese, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea. En ek het gesê dat Jesus in sy groetwoord iets vertel oor homself, wat daardie gemeente kan help om tot inkeer te kom. Aan die gemeente van Efese stel hy homself voor as die een wat die sterre en die kandelaars beheer. Met ander woorde, hy is in beheer van gemeentes en van die boodskappers van die gemeente. Aan Smyrna verklaar hy dat hy die een is wat dood was en lewend geword het. En soos ons hierdie gemeentes bespreek, sal jy sien hoekom daardie woorde gebruik word. Vir Pergamus sê hy dat hy die skerp tweesnydende swaard is. En ons lees van hierdie skerp tweesnydende swaard eers in Hebreërs, en ons gaan later in Openbaring weer hierdie tweesnydende swaard sien. Vir Thyatira is Jesus die seun van God, met oë soos 'n vuurvlam, met voete soos blinkkoper. In Openbaring 1 het ons gesien hierdie blinkkoper of gebrande koper wat beskryf is in die beskrywing van Jesus. In my eie stilte tyd is ek besig in die Ou Testament met die gedeelte waar Salomo besig is om die tempel reg te kry. En is vir my interessant dat hierdie selfde woorde gebruik word van die koper wat gebrand word om die regte gloed te kry, wat gebruik is in die instrumente wat gebruik is in die tempel. En die tempel is dit wat die Jode gehad het voordat Jesus na die aarde gekom het. Hulle hinker nog steeds na 'n tempel, maar ons weet dat Jesus Christus gekom het en dat ons nou die tempel is deur die Heilige Gees wat in ons woon. Aan Sardis word Jesus beskryf as hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. So weer eens die 7 sterre, die predikante of die boodskappers van die verskillende gemeentes. Die 7 geeste het ons in die eerste een van hierdie reeks bespreek. Dit is na aanleiding van dit wat in Jesaja 11 geskryf staan. Aan die gemeente van Philadelphia stel Jesus homself bekend as die heilige, die waaragtige,
wat die sleutel van Dawid het. So aan hulle openbaar hy dat hy dit klink verskriklik verkeerd en dit is eintlik verkeerd om te sê dat hy die opvolger van Dawid is. Dit beteken eintlik hy kom uit die stamboom van Dawid, maar hy was voor Dawid reeds daar, want Jesus bestaan van ewigheid tot ewigheid. Hy was voor Dawid, hy het Dawid op die troon gestel, maar vir die Jode wat dit nie verstaan het nie, het hy nog gesê dat hy die sleutel van Dawid het en dat hy daardie koninkryk wat hulle gehad het weer gaan oopsluit, en dit gebeur tydens die 1000-jarige vrederyk. Aan die gemeente van Laodicea sê hy dat hy die Amen is, die getroue. Hy is die getroue getuie, die begin van die skepping. In hierdie punte vertel Jesus vir ons wie hy self is, en ons dink weer terug aan Openbaring 1. In die eerste vers wat ons gelees, dis die openbaring van Jesus Christus. En in elkeen van hierdie briewe aan die 7 gemeentes openbaar hy 'n eienskap van homself. Ons kyk na hoe hy die gemeente geloof het vir dit wat hulle gedoen het wat goed was. Aan die gemeente van Efese het hy gesê dat hulle talle goeie werke gedoen het. Ek kan nie nou mooi onthou nie, ek dink dit is 6 of 7 verskillende dinge wat hulle gedoen het, wat hy hulle voorprys, dit is goeie goed wat hulle gedoen het. Aan die gemeente van Smyrna sê hy, hulle word verdruk en hulle ly armoede. Maar dit is nie in 'n negatiewe sin nie, want ten spyte daarvan het hulle getrou gebly. Aan die gemeente van Pergamus sê hy dat hulle getrou moet wees aan Jesus. En as jy daardie boodskap kry, hulle word geloof omdat hulle getrou bly, maar dit beteken dat daar ook mense is wat wegdwaal daarvandaan. Aan Thyatira beklemtoon hy dat hy hulle goeie werke sien. So hulle doen werke wat goed is, maar red jou werke jou. Ons is 'n ruk gelede deur die boek Romeine, en ons het daar gesien dat jou werke jou nie kan red nie. Jy word gered op grond van jou geloof, en uit jou geloof moet daar goeie werke spruit. Maar jy kan nie op jou werke steun en dink jou werke gaan jou red nie, dis jou geloof wat jou red. En dit is deur die genade van God wat jy gered kan word. Daarom vergeet van die werke. Die werke gaan outomaties voorkom indien jou geloof reg is. En dan kom ons baie hartseer. Die gemeente van Sardes, is daar geen goeie daad waarvoor hulle geloof word nie. Net so as jy een oorslaan en jy kyk na die gemeente van Laodicea, is daar geen goeie daad waarvoor hulle geloof word nie. Die gemeente van Philadelphia loof Jesus hulle en sê dat hulle 'n geopende deur geskenk is. Dat hulle lydsaamheid het en dat hulle bewaar sal word. Maar nou kom ons by die oortreding. Efese het hulle eerste liefde verlaat. Hulle talle goeie werke, hulle word geloof dat hulle goed doen, dat hulle die slegte mense uitsniffel, die valse apostels wat daar in die kerk inkom. Maar hulle het hulle eerste liefde verlaat. En wie is ons eerste liefde? As jy kyk na die bergpredikasie, dan sal jy sien die samevatting van die gebooie daar, jy moet die Here jou God bo alles lief hê. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Wie is jou eerste liefde? Dit is God. Jy moet Jesus lief hê. En die gemeente van Efese het dit nie gedoen nie, hulle het hulle eerste liefde verlaat, en daarom is hulle verwerplik vir God, ten spyte van al die goeie werke wat hulle doen. Dink terug aan jou eie geloofslewe. Het jy nog dieselfde liefde vir Jesus in jou hart, as die oomblik toe jy tot bekering gekom het? Dit is wat jy moet hê. As ons deur die Bybel gaan, is daar 'n hele boek wat aan Efese geskryf is, en daardie boek is so net na 60 na Christus is hy geskryf, en hulle word geloof vir hulle liefde. Ek dink is in Filippense wat Paulus ook beskryf, dat hoe Efese gekenmerk word deur hulle liefde. Openbaring word 30 jaar later geskryf, en nou staan daar, julle het julle eerste liefde verlaat, in 'n kwessie van 30 jaar het hulle verander van die liefdevolle gemeente na die een wat hulle liefde verlaat het. Aan die gemeente van Smyrna
word daar geskryf dat hulle niks doen wat verkeerd is nie. Dit is die getuigskrif wat jy wil hê vir jou gemeente. Ons doen niks wat God nie wil hê ons moet doen nie. Is dit die geval in jou gemeente? Aan die gemeente van Pergamus word gesê dat hulle die leer van Biliam volg en van die Nikolaïte. Nou as ons kyk na Biliam, as u Numeri lees, dan sien u die hele geskiedenis van hoe Biliam eers Israel sou vervloek het en dit nie gedoen het nie, maar daarna het hy die volk verlei, sodat die volk ingegaan het en in die huise van die afgode, waar hulle op 'n erotiese wyse probeer het om daardie God te dien, en dat dit tot hulle val gelei het, waar daar duisende van hulle gesterf het. Die Nikolaïte was 'n sekte gewees, wat allerhande onheil gepleeg het, maar een van die grootste goed, is dat die Nikolaïte 'n klomp stappe gehad het, verskillende rangordes in die kerk, wat gemaak het dat hulle nie direk met God gepraat het nie, hulle het met die volgende orde gepraat, en dit haat God. Aan die gemeente van Thyatira skryf hy, dat hulle het Isebel toegelaat, om te leer en verlei. Waar kom dit vandaan? As ons gaan lees in 2 Konings 21, dan sien ons dat koning Agab, die slegste koning wat Israel ooit gehad het, dat hy begeer het om die grond te kry waarop die wingerd van Nabot gebou was, of geplant was. En toe sy vrou Isebel gegaan, en sy 2 slegte mans gehuur, wat valse getuienis teen Nabot gelewer het, en hulle teen hom getuig, sodat Nabot gestenig is. En dan lees ons in 2 Konings 21 vers 15, dat toe die boodskap by Isebel kom, dat Nabot gestenig is, toe gaan sy na Agab toe en sy sê vir hom, net toe Isebel hoor dat Nabot gestenig en dood was, sê Isebel vir Agab, staan op, neem die wingerd van Nabot, die Jesreeliet, in besit, wat hy geweier het om vir geld vir jou te gee, want Nabot leef nie meer nie, maar hy is dood. Sy het 'n man laat vermoor, omdat haar man daardie man se wingerd begeer het. Hoeveel van ons begeer nie iets nie? Wat is daar wat jy begeer? Begeer jy rykdom? Wat begeer jy? En hier sien ons waartoe begeertes jou kan dryf. Aan die gemeente van Sardes is daar gesê, jy het die naam dat jy leef, maar jy is dood. As ek dink in die kerke wat tans bestaan aan die verskillende denominasies, hoeveel van hulle het nie 'n groot kruis op die kerk nie? Hoeveel van hulle loop nie en verkondig dat God is liefde, maar hulle in teorie verkondig hulle die naam van God, die naam van Jesus Christus. Maar in hulle geloofslewe is hulle dood, hulle glo nie in dit wat hulle predik nie. Kan u indink wat eendag op daardie mense gaan wag? Die gemeente van Philadelphia kry geen veroordeling nie. Vir Laodicea word gesê, dat hulle nie koud of warm is nie, en daarom gaan God hulle uit sy mond spuug. Wat 'n oordeel. Daar word 'n hele klompie goed vir hulle gesê. Daar word gesê dat hulle op hulle eie lauwere rus, hulle steun op hulle rykdom, maar hulle is eintlik arm. Hulle is ryk aan geld, maar hulle is arm aan liefde vir God. Hulle roem daarop dat Asklepios by hulle was en hy het 'n oogsalf ontwerp wat deur die hele wêreld daardie tyd gebruik is om vir baie oogsiektes te genees, maar dat hulle blind is, so ten spyte van al die goed wat hulle gehad het. Laodicea is op 'n stadium vernietig, ek dink dit was deur 'n aardbewing gewees, en hulle het op hulle eie gesteun en met hulle eie fondse,
het hulle die gemeente weer opgebou, die kerk opgebou. En hulle het geroem daarop. Maar daar word gesê, hulle is nie koud of warm nie, en daarom gaan God hulle uit sy mond spuug. Dit is aan hulle wat Openbaring 3 vers 20 gerig is. Ek staan by die deur en ek klop. As iemand oopmaak, sal ek inkom en saam met hom maaltyd vier. Jesus staan by die deur van daardie gemeente. Hy's nie in die gemeente nie, hy's buite die gemeente. Hy moet klop om toegelaat te word. Is dit die gemeente waarin jy is? Maar ons is nog nie klaar nie. Nou sien ons wat die gemeentes moes doen om terug te keer na God toe. Efese ontvang die opdrag, bekeer jou en doen die eerste werke, verwyder, anders word die kandelaar verwyder. Dus met ander woorde, Efese moet weer liefde vir God ontwikkel. En ek spring dit nou ver vooruit. As ons kyk na die gemeente van Efese, dan lees ons vir die laaste keer van hulle hier tussen 400 en 600 na Christus, toe is die kerk verwyder daar. Die kerk is verwyder, die kandelaar is verwyder, maar die predikant, die engel is voor daardie tyd al verwyder. Aan Smyrna word gesê, moenie vrees nie, julle sal verdrukking hê. Met ander woorde, daar word vir hulle gesê, julle gaan swaar kry, maar hulle het niks gedoen wat verkeerd is nie. En hulle het verdrukking. En nou kom ons by voorspoedsteologie. God wil nie hê jy moet siek wees of gebrek ly nie. Daardie boodskap is lynreg teen dit wat in die Bybel staan. Jy moenie vrees nie. God sal jou deur al hierdie dinge help. Hy sê nie hier, hy gaan jou gesond maak nie. Hy sal jou daardeur help. Jy moet bly glo in hom. Dit is die boodskap. So, dit is wat ons moet glo. En daarmee sê ek nie dat God jou nie kan genees nie. God genees. Maar dit moenie wees wat ons moet soek nie. Ons moet soek om God se boodskap te verkondig. En dit is die boodskap wat ons moet uitdra. Ons moenie 'n boodskap van genesing uitdra nie. Ons moet 'n boodskap van hoop uitdra, dat al is jy ernstig siek, al is jy terminaal siek, is God met jou, en God sal jou in die hemel inlei, en jy sal verlos wees van dit als. Dit is wat ons moet uitdra. Aan die gemeente van Pergamus sê Jesus, bekeer jou, anders gaan daar oorlog gevoer word met die swaard van sy mond teen jou. Met ander woorde, met die wederkoms gaan jy vernietig word. Die gemeente van Thyatira, almal sonder Isebel se leer, sal geen ander las ontvang nie. Ons het net nou gepraat oor wat is die las van Isebel, die feit dat sy die mense verlei het om valse godsdienst aan te hang. Maar diegene wat by die woord gebly het, het geen ander las ontvang nie. Ek en jy ondervind die las dat daar soveel mense is wat vals boodskappe verkondig, soos die voorspoedsteologie waaroor ek nou net gepraat het. Daar is soveel vals leringe, maar bly weg van hierdie vals leringe af. Aan Sardes word gesê, versterk die wat oorbly. Werke is nie volkome voor God gevind nie. Jy moet die geloof hê, dis waaroor dit gaan. Die gemeente van Philadelphia, die woord Philios is broederliefde eintlik. Kyk, ek kom gou, hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Met ander woorde, hierdie gemeente met hulle broederlike liefde, hulle samewerking, hulle is op die regte pad, daar's niks wat teen hulle ingebring word nie, maar hulle moet daarin bly, totdat Jesus kom om hulle te kom haal. Maar Laodicea ontvang die woorde, omdat jy lou is, sal ek jou uit my mond uitspuug. Efese, die wat reg leef, sal saam met Jesus eet van die boom van die lewe. Met ander woorde, hulle sal die ewige lewe kry. In Smyrna, diegene wat deur daardie verdrukking is en dit oorleef het,
gaan die kroon van die lewe ontvang en die tweede dood gaan nie skade aan hulle doen nie. In Pergamus, as hulle dan bekeer en afsien van die verkeerde leerstellings wat hulle aangehang het, dan gaan hulle van die verborgde manna, met ander woorde, hulle gaan die hemelse voedsel eet en hulle gaan 'n wit keursteen kry met 'n nuwe naam. Aan Thyatira kom die opdrag, regeer oor die nasies en kry die môrester, kry vir Jesus Christus. Vir Sardes word gesê, word bekleed met wit klere en jou naam gaan bly in die boek van die lewe en jou naam sal Jesus bely voor God en voor die engele. Vir Philadelphia sê Jesus, wie oorwin, ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak. En in daardie dae is 'n pilaar gebruik as 'n gedenksteen om, as jy 'n baie goeie generaal in 'n oorlog was, dan is daar 'n pilaar vir jou opgerig met jou naam op en die geskiedenis is daar uitgekerf van wat jy gedoen het. En dit is wat ek en jy gaan wees as ons oorwin en ons hou vas aan hom. Maar selfs vir Laodicea, as hulle weer warm word en met God leef, met Jesus leef, sal hulle saam met Jesus op sy troon sit. So, hier het ons baie vinnig deur die 7 gemeentes gegaan en ons het gesien wat in die 7 briewe staan. Die interessantheid is as ons hierdie briewe in volgorde bekyk. Die briewe is in die volgorde geskryf wat ons in hierdie boek sien. En die volgorde is, ons begin net weer, Johannes was hier op Patmos van waar hy die hele brief geskryf het. Dan sit ons met Efese, Smyrna, Pergamus, Sardes, eers Thyatira, dan Sardes, Philadelphia en Laodicea. So daar is die verskillende gemeentes. En hierdie briewe is in hulle geskryf, in 'n bepaalde volgorde. En as ons hierdie volgorde bekyk, kom daar iets interessants na vore. Jesus Christus bly die middelpunt vir al 7 gemeentes. Maar die eerste gemeente, Efese, die hele wese wat beskryf word, is hoe die kerk was, die sogenaamde apostoliese kerk, en hier verwys ek na die kerk in die tyd van die apostels. Met ander woorde van Jesus se kruisiging tot min of meer 70 jaar na Christus. Dit is hoe die kerk in daardie dae opgetree het. Hulle het die liefde van God gehad, maar baie mense het daardie liefde verloor. Die volgende kerk wat gekom het, is die vervolgde kerk, Smyrna. Min of meer 70 na Christus tot 313 na Christus. En hulle is vervolg deur die Romeine en doodgemaak. Ons dink aan die Colosseum waar die Christene ingejaag is en dan word daar hongerleeu's oopgemaak om die Christene aan te val en op te vreet en dan juig die skare daaroor. Hulle is vervolg en in hulle vervolging het hulle nie Jesus versaak nie. Hulle het Jesus aangehang tot op die laaste. En baie keer is die wagte wat hierdie Christene moes oppas, was die volgenes wat vervolg is, omdat die Christene hulle getrek het, dat hulle Christus begin aankleef het. Na hulle volg die tyd wat die kerk en die staat saamgesmelt het, in die gemeente van Pergamus. So dit is basies die begin van die Rooms-Katholieke kerk. En wat 'n lelike naam is hier nie by nie, die verleide kerk. Want in hierdie kerk het dit gegaan oor mag. En daar was 'n magstryd, 'n stryd tussen die staat en die kerk, sodat die staatshoof ook die kerkhoof moes wees. En die kerk is gebruik om te doen dit wat die staat wou gehad het gedoen moes word en nie dit wat God wil hê wat die kerk moet doen nie. Dit bring ons by die gemeente van Thyatira. 606 na Christus, en onthou hierdie datums is by benadering
dit 50 jaar na een of ander kant toe is eintlik geen verskil nie. Gemeente van Thyatira. U sal sien voorspoedig word in aanhalingstekens geskryf. Dit is die Rooms-Katolieke kerk in die dae toe hulle werklik voorspoedig was. Toe hulle een na die ander sondige gebruik aangeneem het. En ek noem dit openlik, dit is die dinge wat gebeur het, dat hulle begin het met die gebedskrale. Hulle het begin met die afkoop van sonde, dat jy kan betaal, dat jy 'n korter ruk in die vagevuur is. Dan as die kerk geld nodig het, het hulle gesê, man, jy kan ook betaal dat jou voorsate wat in sonde gesterf het, 'n korter tyd in die vagevuur gaan wees as jy 'n groter bedrag betaal. En hulle was finansiëel voorspoedig. As jy hierdie stuk klaar gekyk het, gaan terug en kyk weer wat geskryf is aan die 7 gemeentes, lees dit deur en jy sal sien hoe dit is. Maar hoekom het ek 1515 in rooi geskryf? Omdat ek nie glo dat hierdie kerk in 1515 geëindig het nie. Ons het steeds die Rooms-Katolieke kerk met ons. En ons het kerke wat soortgelyk is, en daar is kerke wat sogenaamd hervormd is, en wat terugbeweeg het na die Roomse kerk toe. En daarom glo ek dat hierdie kerk sal voortbestaan tot die einde. Gaan daar 'n groep wees wat hierby inskakel. En dit gaan hulle einde wees. Die 5de groep waarby ons dan kom is Sardes. En mense is altyd verwonderd, ek het net nou gepraat teen die kerkvaders en vir die vertel wat het hulle gesê oor Openbaring. Maar dit word beskryf as die kragtelose kerk. Hierdie kerk het dinge probeer regstel wat verkeerd was in die Rooms-Katolieke kerk. Maar hulle het net sekere aspekte aangespreek. En hulle het voortgegaan, daai eerste kerkvaders, en hulle het self mense op die brandstapel laat sterf, wat afgewyk het van dit wat hulle wou gehad het wat moet gebeur. Daarom was dit 'n kragtelose kerk. Hulle het nie met die krag van die evangelie geloop en dit verkondig nie. En dit is waar die volgende kerk inkom. Na hulle kry ons die kerk van Philadelphia. Dit is die tyd toe al hierdie groot herlewings plaasgevind het, wat jy die liefde in die gemeentes gehad het, die liefdevolle kerk, waar die mense tyd vir mekaar gehad het, waar hulle omgegee het vir mekaar gehelp het. Jy sal sien, ek het hom ook in rooi geskryf, want jy kry gemeentes wat nog steeds deel is van hierdie liefdevolle kerk. En die 7de en laaste kerk is die kerk van die eindtyd, die kerk van Laodicea, die lou kerk. En is dit nie waar ons is nie? Eerstens, die woord Laodicea, as jy kyk na sy vertaling, dan kom dit neer op die kerk van menseregte. En is menseregte nie die hoofding in ons tyd nie. Daar word gekyk, wat gaan die mense sê, nie wat sê die Bybel nie. As daar gesels word oor abortus, word daar gekyk na wat sê die mense, wat sê die vrou is in beheer van haar liggaam, daar word nie gekyk wat sê die Bybel nie. Daar word gepraat oor homoseksualiteit, wat sê die mense, die twee is so lief vir mekaar, daar word nie gekyk wat sê die Bybel nie. Dit is die gemeente van Laodicea. Waar staan jy? Waar staan jou gemeente in hierdie hele stuk? Hierdie stuk wat ek nou vir u gesê het, is baie omstrede, want dit wissel deur die wêreld. As ons deur die wêreld gaan, dan sien ons byvoorbeeld dat 1 tot 7 geld vir die weste. Maar as ons kyk na die ooste, dan is die ooste tans in die gemeente van Smyrna. Die ooste beleef tans hierdie vervolging. Beteken dit ons moet hierdie hele teorie verwerp? Ek dink vir elke kerk is daar 'n tyd gestel. Die weste het begin by Efese en deur die hele stelsel beweeg. Ek het 'n idee dat die ooste op 'n baie vinnige manier dieselfde weg gaan volg, sodat ons almal saam by die eindpunt gaan aankom.
so ons kan sien dat hier vir ons 'n profetiese boodskap opgeteken is. Maar terselfdertyd is daar in elkeen van hierdie briewe 'n boodskap aan elke individu en aan elke kerk van hoe die kerk moet optree. En jy moet jou kerk toets, jou gemeente moet jy toets teen dit wat in hierdie briewe geskryf staan. En dan moet jy 'n besluit neem. Kan jou kerk nog gered word deur gebed, of sal jy iets anders moet doen om jou gemeente te red? Dit bring ons by jouself. In jou eie lewe is daar ook gemeentes. Jy self met jou bekering was soos die gemeente van Efese. Jy het tot bekering gekom en jy's vervul met liefde. Jy's vervul met ywer. Maar stelselmatig vergeet jy jou liefde. En dit is 'n baie hartseer saak. Net nadat jy tot bekering gekom het, het sommige vriende en familielede jou begin verstoot weens jou geloof. Jy's op dieselfde vlak as wat die gemeente van Smyrna was. Jy's vervolg deur familie en vriende, omdat jy jou Skepper dien en jy hom liewer het as enigiemand anders. Jou geloofslewe gaan verder en die wêreld begin dan om jou te verlei, omdat jy al hoe meer op jou eie kennis begin steun. Jy raak soos die gemeente van Pergamus. En is dit nie wat ons ook beleef nie? Kyk net die hoeveelheid verleiding wat daar is, en hierdie verleiding kom in kerke voor. Dit is kerke wat jou verlei, dat jy weg moet beweeg van die woord van God af. Ons beweeg aan na die gemeente van Thyatira. Jy raak voorspoedig. Jy beleef hierdie voorspoed en jy raak minder afhanklik van God, of jy dink jy raak minder afhanklik van God. Jy maak al hoe meer op jouself staat. Is jy al soos die kerk van Thyatira, of leef jy nog in volle afhanklikheid van God? Ons bereik 'n baie slegte stadium. Jy gee voor dat alles in jou geloofslewe reg is, terwyl jou hart eintlik dood is. Dit is die hartseerste stadium waarin jy kan wees. En as jy met mense gesels wat nie kerk toe kom nie, en jy vra vir hulle hoekom hulle nie kerk toe kom nie, gaan hulle altyd vir jou vertel, dis omdat daar 'n klomp skynheilige mense in die kerk sit, mense wat voorgee dat hulle goed is, maar van binne verrot is. En ja, jy kan nie anders nie, jy moet saamstem, want daar is, in elke gemeente is daar mense wat lidmaat is van die gemeente van Sardes, wat voorgee dat hulle geloofslewe reg is, terwyl dit nie reg is nie. Maar as jy wegbly van die kerk af, gaan jy nie by die gemeente van Efese eers uitkom nie. Kom ons maak liewer ons geloofslewe reg, dat ons kan vorder op hierdie heilsweg van hierdie gemeentes. Jy bereik die gemeente van Philadelphia, jy verootmoedig jou gereeld voor God, en jou geloofslewe blom weer. En dit is die stadium waarin ons moet bly, dit is die stadium waarin ons moet wees, as Jesus kom om ons te kom haal. Maar ongelukkig is daar weer 'n struikelblok. Baie mense koel geleidelik weer af en beland waar die gemeente van Laodicea was. Of is, waar staan jy? Is jy by die gemeente van Efese of die gemeente van Laodicea? Of is jy op die regte plek? Is jy in die gemeente van Philadelphia? Is dit hoe jou lewe is? Dat jy reg teenoor God en reg teenoor jou medemens leef, al word jy deur vriende en familie verstoot. Waar staan jy? Net jy kan daardie vraag beantwoord. Hemelvader, ons het vanoggend gekyk na die 7 gemeentes wat in Openbaring beskryf word. Here, daar is soveel lesse vir ons opgeteken in hierdie stuk. Dit is soveel materiaal dat ons lank daaroor kan praat. Ons het vanoggend vlugtig daardeur gehardloop. Maar Here, gee dat elkeen van ons hoor wat U met ons individueel moet spreek. Praat U met elkeen van ons. Openbaar aan ons wat in ons geesteslewe aangaan.
en gee dat ons saak met U reggestel sal word. Help ons, Here, dat ons almal, soos die gemeente van Philadelphia, liefdevol teenoor U sal bly, dat ons liefdevol teenoor ons medemens sal wees, en dat ons U sal dien, waar ons ook al gaan, dat daar niks sal kom wat skeiding maak tussen U liefde en ons liefde vir U nie. Wees met elkeen wat hierdie boodskap hoor. Gee dat elkeen hom of haarself sal verootmoedig voor U, om dinge wat verkeerd is reg te stel en nader aan U te beweeg. Ek vra hierdie dinge in die naam van ons Verlosser Jesus Christus. Amen.